Geliefdes, ek wil regtig maar sommer net sê, dis heerlik om die jaar so te begin, ook soos wat ons eintlik al verlede Sondag begin het. En ons wil regtig maar glo dat 2015 'n uitstaande jaar sal wees. Maak nie saak hoe kom nie. Maar 'n uitstaande jaar waarin elkeen van ons die bemoeienis, die betrokkenheid van die Here in ons lewens beleef het. So baie seën. Ons wil graag hê dat met almal van ons net goed gaan, maar jy weet dat die Here nog die jaar baie seer laat begin met die afsterwe van Gerard. En ons weet ook dat dit sy geleentheid is en nog steeds sy geleentheid is. En ek dink ons as gemeente sal dom wees as ons moet ook stil word en as ons moet ook die Here vra wat wil hy vir ons sê. Goed, ek wil graag ook met die deur in die huis val en vir julle sê, ouma, wat maak jy daar? Sy pas kind op vir ons hier. Ek wil ook julle wys. Ek weet nie of julle al so 'n boekie in die hande gekry het nie. Dis ons kalender. En waarom hy so klein is dat hy in jou Bybel kan pas. So ek wil regtig waar vir julle sê, die geestelike leiers het almal die boekies by hulle en hulle sal dit vir julle versprei as jy nog nie dit gekry het nie. Kry by hulle een. As jy weet, hulle weet nog nie van jou nie, kry asseblief by Julie een, sodat julle hierdie jaar lekker saam met ons kan deurmaak en saam kan volg. Ek wil net sommer kyk na die laaste naweek in Januarie. Dis die volgende naweek. En as jy so 'n afkondiging gekry het, dan is dit ook aan die agterkant van die afkondiging. Op volgende naweek dan ontvang ons vir Willem Joubert van sover ek kan onthou, Jericho Mure. Hy gaan die Sondagoggend 9:00, maar ook 11:00 en 4:00 die middag gaan hy vir ons as gemeentes sessies aanbied wat handel oor gebed. Sondagoggend sal handel weer oor die wonder van gebed, 11:00 oor intersessie of voorbidding en dan 4:00 die middag sal dit handel oor transformasie. En dan maandag en dinsdag is daar 11:00 die oggend en 6:30 die aand is daar op maandag en dinsdag is daar sessies. Maandag sal hy dan weer praat oor waarom en hoekom. En dan 6:30 die aand gee jou gebed voete. En dinsdagoggend praktiese gebed vir kinders. En dan 6:30 gebed vir herlewing en afsluiting vir gebedseminar. Ek wil net gou met die gebedsspan uitmaak. Op julle program staan 10:00 en op hierdie programmetjie staan 11:00. Help ons gou 'n bietjie Susan. 10:00 of 11:00. Hier staan 10:00 en op hierdie program 11:00. Judy. Hy weer af. Nou mag goed, dan is dit 10:00. Dan is dit 10:00 en nie 11:00. Goed, baie dankie. Dis die een goed wat jy moet hê. Dan geliefdes wil ek hê moet jy hierna kyk. Ons het verlede jaar in Augustus maand het ons 'n reeks hanteer van 7 weke met die tema hoop wat groei en groei. Hierdie jaar, nou in Februarie, met ander in die maandag na volgende Sondag, begin ons met 'n reeks wat handel oor die tema Jesus sê wat. En elke huis gaan so 'n gids skryf. En daar's elke dag 'n dagstukkie wat u kan deurwerk. En dan is daar ook een keer 'n week is daar ook 'n groepsgedeelte. As jy nie in 'n groep is nie, kan jy Sondagmiddag hiernatoe kom, 4:00 die middag, en dan gaan ons hier in groepe indeel sodat julle vir die volgende 9 weke as 'n groep kan saamwerk. Kom ek sê dit gou vir julle. Jy moet dit nie probeer mis asseblief. Al doen jy dit individueel. Ons gaan dit ook in die eredienste hanteer. En ek gaan nou al so met die reël dat as daar vrae is, dan SMS jy my, sodat ek dit dan in my preek die Sondag kan vervat. Maar, hierdie tema, hierdie reeks, het een teoloog gesê, hy wens, nou is dit, dat klink het negatief, maar hy wens het dit nooit geoefen. Maar jy moet dit ontdek om te verstaan hoe hy dit gesê het. Ons gaan lekker diep besig wees met die evangelie, individueel, as groepe en ook in die eredienste. Dan is daar 'n derde boek. Hierdie boek gaan jy nie kry, maar jy kan hom kry. Die tweede en die derde en die vierde kwartaal, dan doen ons in ons groepe Bybelstudie oor die tema God in die sirkel.
Hierdie hele boek handel oor herlewing. Ons gaan van hom stukkie vir stukkie opeet en stukkie vir stukkie bestudeer. As jy nie in 'n groep is en jy wil dit baie graag self doen, dan is die boek te koop in elk geval teen R35. Maar die persone wat in groepe is, werk dit deur. As jy nog nie in 'n groep ingeskakel is of jy sien nie jou weg oop daarvoor nie, probeer die boek kry. Dis 'n verstommende wonderlike boek. Ek het die afgelope tyd gelees. Sy laaste paar opskrifte is die herlewing in Noord-Ierland, die herlewing in Skotland, die herlewing in Jamaica en ook die herlewing in Suid-Afrika. So mense, kom ons sê vir mekaar, dis alles geleenthede. Dis geleenthede, dis groeigeleenthede en ons wil vir julle daarmee betrek of vir jou honger maak en opgewonde maak sodat jy op hierdie pad saam met ons kan loop. Nie net ter wille van jou, maar ter wille van dit wat die Here deur jou op hierdie aarde wil bereik. En die Here het dit bewys. Tyd is kosbaar. Daar's nie 'n môre. Daar's nie noodwendig 'n môre. Dan wil ek graag nog vir julle wys. Die 24ste Januarie is volgende Saterdag. Van die oggend 7:45 tot 2:00 die middag gaan ons vir hierdie gemeente 'n strategiese beplanning doen. En ek wil gou vra dat ons net op die skerm daarna sal kyk. 'n Gemeente gaan soos enige mens, organisasie en so meer deur fases. En dit was lekker om dit op papier te sien wat ons in ons hart regtig kan gevoel. En dit is dat 'n gemeente het 'n stigtingsfase in jaar 1 en dan van jaar 1 tot 4 noem ons dit 'n bekendstellingsfase en ons is nou in jaar 4. Ek was Vrydag 4 jaar gelede in die gemeente. Dis 'n bekendstellingsfase. Dis 'n, kom ons noem dit maar in Afrikaans, 'n lekker witbroodfase. Maar nou gaan ons die volgende fase aan en dit doen ons 'n groeifase. Van jaar 5 tot jaar 10. En ons wil vir julle vra om asseblief, as jy enigstens kan, moenie ongenooid voel nie, jy kan net vir Julie laat weet of jy kom, en as jy nie laat weet nie, jy sal steeds genoeg, jy sal genoeg sitplek is. Ons kyk 'n bietjie na die volgende skuif. Dat as dit handel oor instandhouding versus 'n groeistrategie, dan is dit baie belangrik dat ons hieroor moet praat. Jy weet, gemeentes se grootste gevaar is dat hulle in 'n maintenance zone ingaan. Dat hulle net wil instandhou en net wil oorleef. Dit mag ons nie. Dis nie wat die Here wil hê ons moet doen. Maar dat ons inderdaad moet groei, nie net in getalle nie, nie net in kwantiteit nie, maar in kwaliteit. Dat jy moet kan sê, al was jy net 6 maande binne hierdie geloofsgemeenskap, of 'n jaar of 4, moet jy kan uitbeweeg en sê, daar het ek gegroei. Daar het ek die Here leer ken. Daar het my verhouding met God in intimiteit toegeneem. So daarom wil ek sê, kyk 'n bietjie daar op die skerm, as ek klomp goede uitbreiding van die koninkryk van God, die groei, en dan sal ons in hierdie jaar fokus die groei in geloof, in liefde, in dade, in diensbaarheid, maar veral daardie laaste paar punte, in geestelike groei en verdieping, in bywoning of deelname of betrokkenheid, en ook die groei in ons fondse vir die instandhouding en die uitbreiding. 'n Laaste punt. Sakkie Du Plessis gaan vir ons lei aan die hand van die Patterson model, Patterson se metode, en daar is 6 fases. Werk jy ook daar? Daar is 6 fases wat ons dan Saterdag gaan hanteer. Ons kyk net ons kan kry. Maar goed, ek noem dit dan kort. Ons gaan eers probeer perspektief kry met die vraag, waar is ons nou? En die geestelike leiers kan dit nie alleen antwoord nie, jy moet dit kom help antwoord. Die kernvraag is, waar wil die Here hê moet ons wees? Waarheen is ons op pad? Die derde vraag is die aksies, natuurlik die kenning van in die sekulêre wêreld ook. Waar is dit nou? Waar is dit op pad? En dan die vraag, hoe gaan ons daar kom? En dit bring energie, dit bring nuwe visies, dit bring perspektief. En ek dink dis 'n wonderlike groot proef. Dan moet 'n mens ook strukture in plek kry om dit te kan doen. En dan natuurlik die bestuursfunksie agterna. Hoe gaan ons die sukses meet? En dan kyk punt 6, hernuwing. Wat moet ons ophou doen
en wat moet ons begin doen? Nou geliefdes, hierdie is nie altyd 'n maklike en lekker oefening nie, maar ons moet dit doen ter wille van die Here. En julle as gemeente en ons almal saam moet die belewenis hê, jy moet die belewenis hê van hier gaan dit nie net in woorde voor God nie, maar dit gaan in dade voor God en ons liefde vir hom en ons verhouding met hom. So, geliefdes, ek dink die boodskap is uit en julle het dit almal gehoor. Ek sien nou sommer daar vir Abraham en Rita sit. Maar hulle trek ons daar van Kimberley af. Ons wil vir julle sê baie welkom. Ek wil net sommer kyk of Andre en Lelia Smit of hulle dalk ook vanoggend hier is. Ek wil net sê ons hou rookal, hè. Jy sit so onskillig, ons weet wie se. Ons wil sommer net sê baie welkom, maar die Here ook regtig julle verblyf hier sien. Goed, geliefdes, ek dink dis omtrent al. As ek net iets uitgelaat het, vra ek verskoning, want dis 'n wond. Preek jy nou dan? Okay, dis ook vat op. Ek het nou niks van weet nie, maar Rita het iets op jou. Rita sê, ek weet op jou anders. Ek weet iets hiervan, maar ek nie geweet dat. Kom staan so net oor. Ida? Agter, sê maar net opstaan. Liewe gemeente, hierdie wonderlike vraag vir jou ontstaan. En ek het die voorreg gehad om op 'n paar kampusse saam met haar te gaan, om 'n paar keer Jupiter te gaan saam met haar. En as dan jou vrou is, seer is die en dan is sy altyd dieselfde. Soos sy vandag is sy mooi. Altyd met 'n glimlag, altyd kalm en altyd in volle beheer van haarself en van dit wat sy doen. Dominee is baie gelukkig om so te hê. Meester soek hier vir haar tweede man. Jy moet maar nou skok is half op pad terug. Ons vanoggend by jou sê, baie geluk. En mag God vir jou vorentoe met baie seën en mag jy 'n gesondheid beleef. En ek dink dit was vanoggend 'n goeie vriendjie gewees wat vir jou al daai mooi en 'n rein kom toe gewees. 10 van so baie geluk. Namens ons almal en sien jou staan. Ek wil nooit hierdie soort goed aan die klok hou, so dis altyd 'n verskriklike storie. Maar nou is dit wat die klok, en nou wil ek net sê, daar is Woensdag sal daar tee wees, dan gaan jy goed wees, julle is almal baie welkom. Baie welkom. Gemeente, baie dankie. Dis lekker, dis wonderlik, en die Here wil hê dat ons van Here mekaar moet lief hê, en dat ons regtig mekaar se belange op die hart moet dra, so baie dankie vir die mooi wense. Ek wil vir julle vra, kom ons raak stil, en dan gaan ons nadat ek die seën uitgespreek het, gaan ons 2 heerlike liedere saam sing, en kinders daarna, en julle liewe kinderkerk, hoor, lyk vir julle gaan daarop sing, en ek weet nie wat sal dit alles nie, maar ek wil gehad het, julle moet sing, wanneer ons sing, maar dan hoor ons julle nie sing nie, maar nou lyk het vir ons met julle hoor sing. Kom, ons raak stil, en dan moet ons saam. Dierbare, wonderlike Here, ons sê dat ons hier is om U te dien. Daarom vra ons, Here, in die naam van U as ons Vader, en in die naam van Jesus Christus, U Seun, en ook in die naam van die Heilige Gees. Kom bid ons, en vra ons, dat U vir ons
oorlewenes sal laat beleef. Ons bid op Here vir die jaar wat voorlê. Ons wil hom vra dat U die seën oor ons en oor ons kinders sal uitspreek. En dat ons as mense op hierdie aarde met al die dinge wat op hierdie aarde gebeur, sal beleef dat U naby is. Daarom vra ons nou Here, seën hierdie gemeente en elke gemeente van U dwars oor die wêreld. Seën U kerk vandag en laat U woord lewend en kragtig na ons toe kom, sodat dit lewensveranderend in ons kan werk. Ons vra nou Here dat U asseblief U seën oor ons sal uitstort en dat ons almal U genade en U vrede en U teenwoordigheid, U inspirasie, U krag en U majesteit sal beleef. Ons vra Here, doen dit tot die eer van U goddelike naam. Amen. Kom ons staan en sing ons twee heerlike liedere. Oh,
Ek het baie interessante ding raak gehoor. Iets wat ek miskien moes geweet het. En seker geweet het, maar nie in dieselfde term. Ek het gelees in Matteus 5 oor wat die posisie van die wet van die Here is. En ons verduidelik dit ons maar van tyd tot tyd. En nou staan ons hier in 'n nuwe jaar en ons wonder wat verwag die Here van ons. Ons kan mekaar herinner aan die 10 gebooie. Ons moet mekaar daaraan herinner of vir mekaar om te sê, maar jy moet onthou, die Here sê, jy mag naas hom geen ander gode hê. En dat die Here onverdeelde trou aan hom absoluut is. Maar hier in die bergrede staan hier nog 'n baie interessante ding. Hier staan geskryf, wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Weet jy wat? Is die Here Jesus wat besig is op sy bergpredikasie? En nou kom hy, want sy kinders, die mense wat hom volg, sy disippels, is beskuldig deur die Jode dat hulle nie meer by die wet van Moses bly nie. Nou staan hier in Hoofstuk 5 vers 14 en nou by vers 15 staan daar, maar die wat die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. En dan sê hy, ek sê vir julle, as julle getrouheid aan die wet nie, hoor mooi, nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan. Sjoe. My en jou persepsie is dat die Joodse skrifgeleerde en fariseer absoluut die wet van die Here op die vers en kapittel uitgevoer het. En daarom het hy 673 wette gehad waarby hulle moes hou. En die Here Jesus sê, jy moet onthou, wat ek van jou vra en wat ek in die wet vir jou formuleer, luister mooi, hou meer in as wat die fariseërs en die skrifgeleerdes vir julle vertel het. Nou vra ek vir die Here Jesus, nou wat beteken dit? Moet ek en jy nou ook klere met tossels dra, wat moet ons doen? Kyk 'n bietjie. Net verder in die bergpredikasie sal hy byvoorbeeld sê, hy sê, julle is geleer, jy mag nie moord pleeg. En met die hoor sê die fariseer, die skrifgeleerde dit, jy mag nie moord pleeg. En dan antwoord ons en ons knik ons kop en ons sê, ek pleeg nie moord. Ja. Die Here Jesus sê, maar ek sê vir julle, elkeen wat vir sy broer kwaad is, pleeg al moord. Elkeen wat vir sy broer kwaad is, sê is al strafbaar voor die regbank. En dan sê, elkeen wat sy broer uitskel vir 'n gek, is strafbaar vir die Joodse raad. En wie hom uitskel vir 'n idioot, is strafbaar by die helse vuur. Môreoggend gaan jy in die rolmodel toe. Daai mense wat voor jou inry, en vir wie uitskree, jou idioot. Here sê met oppas. Die implikasies van jy mag nie moord pleeg is baie wyer as wat die skrifgeleerdes en die fariseërs ooit geweet het. Wag, manne, ek wil 'n bietjie met julle praat. By vers 27 sê die Here, Jesus Christus wat die wet herinterpreteer. Hy sê, julle het gehoor, jy mag nie egbreek pleeg nie. Nou ja, jy sou seker kon sê egbreek nie, egbreek. Nou staan hier geskryf, maar ek sê vir julle, elkeen wat na 'n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart dat haar egbreek gepleeg het. Baie fyner, is baie meer. Kom ek vat nog een. Hy sê hier, ja, ek is goed, kom ons bid saam. Hier maar die Here. Ons moet vanoggend vir u sê, ons bly skuldig. En tog is ons vergewe. Here, die som maak nie sin. Want as ons onsself in die lig van die woord kom spieël en ons kyk hoe ons lyk, Here, dan moet ons kop maar in skaamte en in berou laat sak.
dis ons, Here, wat U teleurstel. Dis ons wat die wet probeer beperk en wat ons, maar met ons eie denke, ons eie lewe beheer. Here, hier staan ons in 2015. En ons sê almal vir U, ons wil U wil doen. Ons wil leef soos Jesus wil hê ons moet leef. En ons bid dat hierdie jaar 'n ontdekking sal wees van wat U van ons vra. En Here, dat U vir ons daarin gelukkig sal maak en dat U vir ons vreugde daarin sal gee. Ons bid, Here, dat U ons ook vanoggend hier sal sien. Hier is ook 'n paar besoekers vandag. Hier is ook Engelssprekers vandag. And dear God, I pray that You will bless every one of them. That even if they don't understand every word, that they will sense and experience the presence of God and the blessing of God. Ook vir ons kinders wat baie keer sê, maar ek verstaan nie, ek kan nie lekker saam sing nie, maar dat hulle sal weet, hier het ek en my pa en my ma, hier het ons met die woord van die Here en met die Here self te doen. En daarom bid ons, seën ons vandag hiermee. Ons vra dit, want U is ons Here. You are the Lord. You are our God. Amen. Kom ons sing 'n pragtige lied. 'n Lied wat sê, laat ons sing van ons verlosser. Kom ons staan en sing ons iets saam. Julle is die lig
En dan staan hier geskryf, 'n stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lamp staan en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig, en dit kan julle 'n bietjie onderstreep, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader, wat in die hemel is, verheerlik. Ja. Ek gaan maar sommer nou sê, Matteus 6, eerste paar verse, sê die Here juis vir ons, julle moet asseblief nie op so 'n manier aanbid om deur mense gesien te word. Julle moet asseblief nie, daar staan, ek kan sommer sien, hier is by Matteus 6, daar staan geskryf, dat, nee, vers 3, as jy iets vir die armes gee, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou goeie dade verborgen kan bly, jou Vader wat sien wat verborgen is, sal jou beloon. Hier gaan dit oor 'n mens se motiewe. As jy iets doen om gesien te word, dan sê die Here, hy geen behaag. Maar goed, ons is by Matteus hoofstuk 5. Julle is die lig van die wêreld, julle is die sout van die aarde. You are the light for all mankind, and you are the salt of all mankind, and you are the light for the world. Kom ons kyk tot op mekaar. Ek het nogal vir die Here gevra, waar moet ek vanoggend begin? In watter konteks leef ons wat vandag hier sit? Hoekom staan hierdie woorde en wat moet ons daarmee maak in 2050? En toe kom die gedagte by mense op, dat ons in hierdie afgelope Desember maand, terwyl ons by die see was en waar ook al was, het ons baie keer gehoor van Christen vervolg. Dit kom al so hier einde November se kant, dat ons kort gehoor het dat Christene geskiet word. Christenkinders, verbondskinders, word onthoof. En as 'n mens nie 'n bepaalde gebed, die moslimgebed kan bid nie, dan moet jy doodgemaak. So nou hoor ek is sout en ek is lig, is nog 'n bietjie van 'n bangspoor. Toe ek gewonder, Here, is dit die aanknopingspunt? Of 'n mens het gewonder, Here, as ons nou dink aan vanoggend se konteks hier, en ons hoor dat inkopiesentrums op 'n Sondag vol loop en al hoe voller loop, dan wonder ek of dit is hoe die Here met ons praat. Of as ek dan dink dat die tronke vol word en die kerke leeg, dan wonder ek, is dit die konteks waar hy ons nou plaas? En dan besef ek weer, ek hoef nie die preekie vir jou volledig in te vul. Want jy ken jou eie omstandighede, jy ken jou eie konteks. En as die woord na jou toe kom vandag, wat sê, jy is die sout van die aarde, of jy is die lig vir die wêreld, dan moet jy nou binne jou eie konteks iets aanvoel. Die Gees van die Here moet met jou besig wees en vir jou sê, waar jy is, daar is jy sout, daar is jy lig. So hier sit er vandag 200, 300, 400 kontekste, waarna die Here toe ons in plaas nie terugstuur nie, want jy's daar, en waar hy vir jou en vir my wil sê, jy is die sout, jy is die lig. Hy sê dit teen die agtergrond, en kyk 'n bietjie op die skerm en jy dit in jou Bybel ook. Hy sê dit teen die volgende agtergrond, Matteus 5 vers 11 tot 12. Hy sê, geseënd is julle. Kan jy onthou wat is daai geseënd in Grieks? Begin met 'n M-A. Makarios. Wat beteken dit? Geseënd, is goed. Wat het die vorige vertaling gesê, die oorgarders? Welgeluksalig. Die jonger mense, wat sal ons sê? Uitermate gelukkig. Nou luister die kontras. Uitermate gelukkig is jy of julle, wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg, en valslik al wat sleg is van julle sê. Ek dink as ons vanoggend vir 'n tienerdogter vra, hoe gaan dit met jou skool en wat dink die mense van jou Christendom? Sal 'n tienerdogter of 'n tienerseun of selfs van ons kleiner is vir ons sê, oom, hulle spot my. My maatjie spot my. Hy sê, wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Skrik. Wat wil Here ons?
kyk 'n bietjie na die tema, die boodskap. Leef die woord en maak 'n verskil. Maklik. Jy kan dit saam met die neem. Jy kan dit onthou. Leef die woord en maak 'n verskil. Kom ons staan 'n bietjie stil by die eerste. Julle is die sout van die aarde. You are like salt for all mankind. Nou wil jy dis, julle het al baie dit gedoen. Maar kom ons luister weer daarna. Kom ons vra weer vir die Here, wat wil hy hê? Wat rol wil hy hê moet ek op hierdie aarde vervul? Dan sal die Here vir ons baie mooi sê. Jy is op hierdie aarde en ek is op hierdie aarde om die woord van die Here op so 'n manier uit te leef en om die Here op so 'n manier binne my vakgebied, binne my studierigting, binne my werk, binne my beroepsgroep, binne my besigheid hierdie jaar so te beoefen dat ek vir Christus 'n verskil maak. Hoekom is dit belangrik? As jy eens gaan kyk na die eienskappe van sout, en dit het definitief toepassing op ons al. Ek het hier neergeskryf by manuskrip, sout is 'n preserveermiddel. Met ander woorde, dis 'n middel wat jy in iets ingooi om verrotting en bederf en agteruitgang teen te werk. Here net. Jou en my in hierdie wêreld waar ons leef, ons het 'n rol, ons het 'n verantwoordelikheid. Jy is sout, sê die Here Jesus, so jy behoort verrotting teen te werk. Jy behoort en ek behoort verrotting of agteruitgang teen te werk. Jy weet, kom ons sê dit gou vir mekaar. Ek was hier afgelope week in 'n redelike debat daaroor, dat sonder dat 'n mens as Christen weet of besef, is jy net so lekker besig om die agteruitgang te bevorder, dikwels, as wat ander mense te doen. Maar dat ons 'n slag vir ons vra, binne die situasie waar ek is, binne die skool waar ek is, binne die standaard wat ek is, of die klas of die graad wat ek is, watter rol speel ek daar om agteruitgang, verrotting, sonde en so weer teen te werk? Nog 'n mooi eienskap van sout, dit gaan nie alles doen. Nog 'n mooi eienskap van sout is, dit gee smaak. Ons gaan vanmiddag lekker eet. En ek hoop nie daar is 'n vrou hier wat vergeet het om die sout in te gooi. Maar ons gaan lekker eet, want sout bring die smaak van die produkte uit. En sout, ek en jy het die vermoë om die smaak ook in die samelewing en in die mense om ons uit te bring, positief uit te bring. En om die lewe smaakvol te maak. Dat wanneer jy Christen is in hierdie wêreld en jy sy liefde, sy genade, sy hoop uitleef en dit bloot is, dan kweek jy dit ook om jou. Want jy gee die smaak, jy gee die lewe, jy gee die mooi aan dit wat om jou is. So, sout het 'n geweldige rol. Ek het hier neergeskryf ook, dat sout is dan ook bederfwerend, en luister probeer jy dit te lees in Engels, to be moral disinfectant in a world where moral standards are low, constantly changing or non-existing. Maar weet jy wat? Sê, sout kan nie anders as om 'n verskil te maak. Jy kan nie anders as om 'n verskil te maak. Dis 'n onwillekeurige aksie. En selfs 'n onbewuste aksie. En mense jou al vorige keer en vir jou gesê, weet jy weet dit. Maar jare gelede het jy dit gesê of gedoen. En ek wil net vir jou sê, dit het my lewe verander. Of as mense nou vir jou voorkeer daar in jou straatjie waar jy woon en mense vir jou sê, weet jy, ek ken nie eens jou naam nie, maar ek wil net vir jou sê, jou vriendelikheid, jou warmte wat jy uitstraal, jou spontaniteit, jou menswees, tref my. Want jou sout werk af op my. So geliefdes, ek hoor wat ek sê, dis onwillekeurig en selfs onbewuste. As dit nie plaasvind nie, is daar 'n geweldige fout. As sout dis nie meer so sout smaak op doen nie, dan sê die Here dit het laf geword. Dit beteken niks meer nie. Jy kan niks meer daarmee doen nie. Maar ons is hier, geliefdes, kom ons sê dit in Afrikaans.
Ons kom aanbid en ons aanbid by die huis om ons soutsmaak skerp te hou. Om inderdaad saam met al die ander 'n verskil te kan maak in die samelewing basis. Weet jy dit gedink? Nou met Gerard se dood. Weet jy nog nie al die papiere kan doen nie? Gaan nie al die stops kan toon nie. Maar ek het myself afgevra, Here, wat gaan op die land goed gebeur? Gaan ons skielik vinniger ry? Gaan ons skielik vinniger ry? Jy moet nie so stil voel. Gaan ek skielik die reëls oortree? Gaan ek skielik dit doen wat ek nie sou gedoen het as Gerard geleef het? En die antwoord vir ons as kinders van die Here is duidelik: nee. Want dis nie Gerard en reëls wat ons maak wie ons is. Dis Christus wat ons maak wie ons is. Hy maak die verskil. En daarom is ons sout. Waar jy woon, waar jy bestuur, waar jy rus, waar jy speel, wat ook al. Jy is, sê die Here Jesus, jy's die sout vir alle mense. So kom ons vra vir mekaar. Of ons moedig mekaar aan in die naam van die Here en sê, hey, leef die woord van die Here. Leef dit. Drink dit in en leef dit. Tweede ding wat hy ook sê. Hy sê, julle is die lig vir die wêreld. Nou geliefdes, ons ken die beeld. Ons het talle kinderdienste daarvan gehoor. Maar ek wil werklik vra dat ons kyk na wat sê die woord in Johannes. Dis baie belangrik in Johannes 8:9 dat jy dit moet sien. Johannes 8:12 sê, daar sê die Here Jesus, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Oorlands. Ek as predikant kan oorspanne raak wat ek nie in jou lewe iets reg kry nie. Ek moes net daar buitekant daar in die kantoortjie gaan sit en op my knieë gaan neer en sê, Here, ek kan dit nie doen nie. Die woord en die gees en die self kan dit doen. Om vir mense te laat besef, ek is sout van die aarde, so ek kan nie soos die wêreld word nie, maar ek is ook lig van die wêreld. Hoekom? Want ek is net lig omdat Jesus Christus in my hart en in my lewe is. Vergeet daarvan om dit te doen as die Here nie daar is. Want dan is daar nie lig in jou lewe nie. Kyk 'n bietjie, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Kyk nou maar Johannes 9:5. Hy sê, terwyl ek in die wêreld is ek die lig vir die wêreld. Hoekom sê hy dit? Ek dink hy sê dit omdat hy wil sê, terwyl ek in die wêreld is ek die lig vir die wêreld, en as ek pad gee, dan is jy die lig vir die wêreld. Hoor jy? Dat met Christus in ons lewe, teenwoordig in ons lewe, skyn ons 'n lig uit en verdryf ons die duisternis. Duisternis beteken tog boosheid, onsekerheid. Mense is bang, jy's bevrees, jy het nie hoop nie, jy weet nie waarna toe nie. Maar met die lig van die Here Jesus Christus en mense, ek weet ons is nie almal ewe oud of ewe jonk nie, maar met die gees van die Here in ons hart en met die woord van die Here as ons paspoort deur hierdie lewe of as ons padkaart deur die lewe, gee die Here lig. 2015 kan nie veel donker word nie. Ons weet dat dit deur moeilike tye soms gaan. Ons weet dat daar hartseer is. Ons weet dat ons mekaar in 'n oomblik kan verloor, maar dank die Here, die duisternis kan nie daardie lig van Christus uitdoof nie. Ons kan soms moedeloos voel, ons kan soms hopeloos voel, ons kan soms swaar kry, maar ons kan vir mekaar dit sê, dat die lig wat in jou skyn en wat deur jou skyn, kan nie uitgedoof word nie. Nou as jy my vra, ons kyk in die derde in die Bybel. Ek wonder of julle weet wat dit beteken. Weet julle dit eers? JMH, YBH, wat beteken dit? Eers wat hou. Ja, maar hoe? Eers wat hou. Ja, so, lig, hoe? Kom ek vat jou voor as Jesaja 58, toe net so dan teken ek daar. Jesaja 58, baie goed persoon doen my dit so maar op per dag, so ek gaan vir jou daar wees. Jesaja 58, bladsy 776. Kyk sommer net prakties. Om hierdie jaar sout te wees, om hierdie jaar lig te wees, gaan 'n klomp goed beteken. Ek wil net stimuleer met so 2-3 prakties.
Hier staan in Jesaja 58, mense die Here weer aan ons oorgepet uit ken vir ons. Hy sê daar vanaf vers, wat is die vers nou? Vanaf vers 3b af, praat hy met die ouens wat vas, wat met hulle lang gesig is, sê hy, wacht nie. Here sê, ek het geen behaar daarin, hy sê, jou vas daar, loop uit op twis en risie, vers 4. Julle dan mekaar so om die vuist te byt. Julle kan nie op hierdie manier vas, en dan verwag dat julle gebed verhoor sal word in die hemel. Nou vra die Here vir 'n mens, hy sê, is dit al wat ek op 'n vasdag wil hê, net dat 'n mens homself verneder, as op die kop, dat hy sy nek buig soos 'n visie, jy weet hoe lyk dit? En 'n sak en asse, is dit wat ek vra, is dit wat vas beteken? Hy sê, noem jy dit 'n vasdag, 'n dag waarvan die Here hou? Is die vas wat ek wil hê, nie dit? Kyk goed. Hoe is ons sout? Hoe is ons lig? Eintlik heel eenvoudig. Kyk 'n bietjie daar staan. Om die wat onregverdig gevange gehou word, te bevry. Waaroor gaan dit? Geregtigheid. Ek en jy kan nie in Suid-Afrika in hierdie samelewing leef as ons maar net toesien dat ongeregtigheid voortgaan. Maar die saak dat in jou lyf sny of in iemand anders. Kyk 'n bietjie nog. Hoe is ek sout en lig? Hy sê, jy moet die juk van mense afhaal wat swaar op hulle druk en jy moet verdruktes vry maak. Hoe ook al? Waar ook al? Daar in jou konteks moet jy die druk van mense afhaal. Ek wil verder gaan. Hy sê, is dit nie dat jy vir die wat honger is van jou brood gee? Dis ligter was. Dis sin. Is dit nie dat jy aan armes en aan die dakloses 'n blyplek gee? Daar's 'n gedagte wat van afstigting af hier onder ons broei, en ons het nog nie antwoord nie. En die gedagte was, hoekom kan ons as bevoorregte mense nie 'n miljoen rand se dankoffers bymekaar maak, se dankbaarheidsoffers bymekaar maak, en vir hulle huise bou wat nie het? Ja, ek weet die regering wil dit. Maar dalk is daar ander vir wie die regering dit nie wil doen. Dalk is daar mense vir wie ons het. Kyk bietjie verder. Hy sê dat wanneer iemand sonder klere is, wanneer iemand sonder klere sien, jy vir hom klere gee. Dat jy jou medemens nie aan sy lot oorlaat. Gemaklik. Eerlik. Hoe kan ek sout wees, Here? Hoe kan ek 'n ligdraer wees? Hier staan geskryf en ek wil sommer vir jou neem. Ek gaan julle verder daar. Jy kan Jesaja 58 gaan lees en sommer net 'n bietjie kyk. As ek 'n laaste een kan trek hier op die laaste versie, dan klaar die Here oor sy Sabbat. Ons het nie meer 'n Joodse Sabbat nie. Elke dag is vir ons 'n Sabbat, 'n dag wat aan die Here vermy word. Maar daar is 'n spesifieke dag. Hy sê hier, as jy die Sabbat 'n vreugde noem, as jy die heilige dag van die Here in ere hou, as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie te doen net wat jy wil, en nie handel dryf, sal jy vreugde vind in die Here. Ek sal jou die land weer in besit laat neem, en die Here sy seën ook beloof. Kom ons sê vir mekaar. Broers en susters, kinders, 2015 is dalk my laaste jaar. Ek weet nie van jou. Maar 2015 is die jaar waarin die Here vir ons wil sê, leef my woord en maak 'n verskil. Matteus 5 het gesê, laat die mense julle goeie dade sien en God verheerlik. En ek kan dit vir julle sê, dit is so lekker om julle te leer ken. Dit is wonderlik om 'n familie te kan wees, dit is wonderlik om julle een te kan wees en te kan sien wat doen die Here deur jou. Sy naam verheerlik. Wie weet, sonder dat ek in jou moet ben. Ons met saam. O Here, U is die Here in die aarde in 'n persoon. Here Jesus, U is die Here as 'n enkel mens. Ons hoef nie oor die land se grense te reis om hier uit te kom. U is hier. Deur die Gees, Here, is U by ons. Maar U is ook in ons. U leef vir ons kinders se harte, U leef vir ons jong mense se harte, U leef vir ons ouer mense se harte. En hier sit ons vandag en is U wat kom verklaar wat vir elkeen van ons sê, jy is die sout vir die wêreld. You are the salt of all mankind. Jy is die lig vir die wêreld.
light for all the world. Here, daarom bid ons vandag, dat U hierdie gemeente en elke gelowige in elke gemeente, nie net selfsugtig by ons nie, maar elke gelowige in ons land, Here, dat U U Gees oor ons soos 'n wolk omver sal trek, en dat U deur die Gees en deur die woord vir ons sal inspireer, Here, om werklik waar van Suid-Afrika 'n beter plek te maak, en om ook van die wêreld 'n beter plek te maak. En Here, soos wat U gesê het, al sou julle vervolg word, al sou julle doodgemaak word, of daar allerlei slegte goed oor julle vertel word, omdat julle my naam bely, Here, wil ek kom bid dat hierdie gemeenskap van gelowiges sal opstaan sonder vrees om vir U, Here, te leef. Here, dit maak ons opgewonde vir 2015. Want 2015 is ook die jaar van die Here. Seën elke seun en dogter, elke man en vrou, seën elke gesin en elke etelopende. Seën ons, Here. En gee ons die genade, want net met U in ons hart kan ons dit wees. Amen. Kom ons gee 'n bietjie vir die Here ons dankbaarheid, of ons gee ons dankbaarheidsoffer kom. Ek het dit op die manuskrip vroeër gehad, so jammer daarvoor, maar kom ons eer die Here, ons het ook so 'n bietjie ons kom 'n bietjie verander, maar baie dank. Ek wil sommer net vir julle sê, ek wil wat wonder hoe dat hierdie week se versoeking van die Here Jesus in die woestyn, hoe dat dit opkom met hierdie woord wat ons net die hoofstuk onder uit mekaar het. En toe besef ek dat die Here Jesus in die Satan verdryf, omdat hy sout en lig is. En dat hy ook dan vir ons sê, verdryf die bose ook deur sout en deur lig. Ons gaan baie mooi lied sing. Ons gaan dit met mekaar sing. Ons kyk 'n bietjie op die skerm. Dis 'n lied wat ons hier ontwikkel het. Gaan dan heen. Gaan in vrede. Gaan dan heen. Hierdie deure is oop, vensters is oop. Ons opdrag is die wêreld. Gaan dan heen. Gaan in vrede, my kind, gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig. Gaan leef my liefde. My kind, onthou, ek is altyd daar. Ek het 'n bietjie verder. Kyk, ek gaan voor jou uit, ek maak die pad gelyk. Ek is langs in jou, om jou veilig vas te hou. Ek is agter jou, ek keer die bose weg van jou. Ek is onder jou, as jy so val, dan dra ek. Kom ons gaan doen dit vir die Here, net nie. Amen.
gaan as gemeente by mekaar en hoop om mekaar volgende week weer te sien. Ek wil sommer vir jou vra, draai sommer net 'n bietjie om na die mense om jou en sê vir mekaar, die Here seën jou.